Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, lank toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en almal nie. Okay. So, take 2. Dit is die 11de Februarie en jy luister nou na die actual klets wat ons opgeneem het. So, ja. Na die hele een wat ons net gehad het, wat ons nie opgeneem het. Na die hele ene wat ons gehad het, wat ons nie opgeneem het nie. Neem ons nou actually weer enige vir jou op. So, hallo Colleen, hi weer, hi. Hi Matthijs, hier is ons weer, want ons gee Hier om is ons vir ons weer. 3 luisteraars. Ons doen dit nou maar. hier is ons. En ons was nie laasweek hier nie, so Ja. ons kan nie nou weer. Ons was die laasweek hier. Die laasweek was al regtig tegniese probleme en hierdie was nou amper ook 'n tegniese probleem. Maar kan jy nou dink, ek en jy het baie gesê en dan het ons agtergekom is dit nie gerekord nie. Ja, my varkies is glad nie op hul kop die stadium en ek blameer die hitte. Dis al wat ek blameer. Ek blameer die hitte. Ek kan nie konsentreer nie. Dit is vir my angswekkend, angsbenemend. Dit is net fucked up. So warm. Nee, hierdie hitte dryf vir my absoluut mal op die oomblik. Ek meen ek geniet dit actually so baie om op hierdie stadium by die kantoor te wees, want ek het 'n vicious hoër graad aircon in my kantoor. So ek sit daar in 'n yskas die hele dag. Dis heerlik. Daar's 'n paar mense wat ek nou al gehoor het wat ook gesê het hulle sien uit om die oggend kantoor toe te gaan en dit gaan letterlik oor die aircons. I don't blame you. Nee, dit is dis hektiek. Jy was nou 'n paar keer die afgelope rukkie in Pretoria gewees en ek meen jy kan ook nou al maar seker sê jy is nou lank genoeg in Johannesburg om te weet dat Pretoria het 'n klein bietjie van 'n ander temperatuur en 'n humiditeit as Johannesburg. Nee, hy sit heel anders en ek bedoel vir julle Pretoriaaners sê kyk as jy nou eers in Johannesburg vir 'n rukkie gebly het en jy gaan so nou dan ek was nou laasweek omtrent elke dag in Pretoria. So maar dit is net 'n ding wat jy nie gewoond raak nie. Elke keer wat ek daai kar deur oopmaak en ek klim al uit, dit slat jou so in die middel van jou gesig. In jou nostrils. Slaan dit jou in jou oë in oral. Ja, oral. Ek onthou die tyd wat ek in Bellito gebly het. As ek byvoorbeeld 'n naweek kom kuier het of ek was bo in Gauteng vir werk en jy land dan weer daar in Durban. Dis letterlik soos iets wat jy sê wat jy so in die gesig slaan. So ja, ek weet dit gebeur elke oggend vir my as ek die deur oopmaak om vir Sofia te gaan stap, dan slaan dit my ook so in die gesig. So nee, hier is 'n tipe van 'n hoër graad hittegolf vir my. Ja, maar maybe het ek andropause. Ons het nou ook gevraagd oor andropause en perimenopause en so ja, maybe is dit, maybe kry ander mense glad nie warm. Dit is heel goed, Matthijs. Jy weet, ons het nou Saterdag hierdie gesprek gehad by nog 'n kuier wat ek en jy bygewoon het, want ons is kan ons net sê dat meneer en mevrou sosiaal. Ja, want elke liewe fucking naweek in Februarie is daar een of ander fucking ding aan die gang. I mean, what is this? What is this? It's good to be alive, Matthijs. Mense het uit hulle grotte uitgeklim en hulle wil almal socialize. Ja. So kan ek iets sê dat ek dink ek gaan word dis moontlik dit, né? Bygekry weer. Maar ek dink ek gaan vir 'n wyle na Februarie gaan ek net met niemand praat vir 'n rukkie nie. Because I'm gonna be oversaturated. Ons sal jou maart bietjie uitlos. Okay, klink vir my goed. Ja, maar anyway, perimenopause, menopause, andropause, it's a thing, Matthijs. It's a thing. Ja, it's a thing. En ons is nou braai ouderdom wat ons nou oor dit praat. As ons saam kuier en wyn drink, dan praat ons nou oor dit. Ja, maar ek dink dit is nogal 'n goeie ding dat ons ek dink ons is dalk een van die eerste generasies wat actually openlik daaroor begin praat. En begin deel en waar dit nie meer 'n taboe is nie. Weet ek onthou byvoorbeeld toe skande. Ja, ek onthou byvoorbeeld, ek meen my ma was 'n groot corporate diva. Ja. En ek onthou nog hoe sy vir haar vriendinne gesit en vertel het, jy weet, was altyd lekker so ding om in te luister in jou ma en jou vriendinne se gesprekke. Hoe hulle gedeel het, hoe hulle by die werk is en hulle kan nie sê hoe kan ons die aircon aansit of kan ons 'n venster oopmaak of hemel ek kry nou warm nie. Maar ek meen ek is blaatant daaroor, Matthijs. Ek sit baie maklik. Ons het nou eendag 'n meeting gehad in ons een boardroom is daar 2 aircons, een aan die een kant en een aan die ander kant en dan die tafels onder is in so tipiese U-shape, jy weet so regte 80s boardroom. En
ek sê reguit voor die meeting begin. Nou moet julle vir my mooi luister. Aan die linkerkant is almal in perimenopause en menopause en mense wat nie vinnig koud kry nie. Julle sit hier. Almal wat vinnig koud kry, julle sit aan die ander kant en ek wil niks klagtes van niemand hoor nie. En dan sit ek daar aircon op full blast. En shame, die arme een van ons groot kokkedore sit daar langs my. Hy is so soft soul. Hy sit op 'n stadium daar langs my. Ons is so 3 ure in die workshop en maar hoor hoe begin sy letterlik, hoe begin sy tande klap. Ek sê, jemmel, should we switch the aircon off a bit? Hy sê vir my, no, I know the requirements of sitting on this side. Ek sê, no, but we can switch it off for a few minutes, it's okay. I can see you freezing. Maar ek dink dit is so nice dat ons as 'n generasie actually daaroor kan gesels nou. Ja. Ja, en oop daaroor kan share. Ek dink mans minder, hierdie hele ding van andropause, Matthys, ons moet tog iemand kry met ons kom praat oor andropause. Ek sien ek het 'n kennis van lank terug. Ek sal haar opkry. Ek gaan nie nou sê wat haar podcast se naam is nie. Ja. Maar sy en 'n ander vriendin het onlangs ook 'n kunstenaar, 'n sculpture. Ja. Beeldhouer. 'n Beeldhouer. En ek sien hulle het hierdie week 'n podcast gelons, sy en 'n vriendin genaamd Stay tuned and I'll tell you next week if we can get her for an interview. Dan kan sy dalk vir ons self kon vertel. Maar dit is 2 wonderlike klasie en ongelooflike groot persoonlikhede, intellektuele dames wat blaatant idees deel oor menopause. That should be interesting. Daai sal baie interessant wees. Ja, ek dink ons moet daar kry en ek sal 'n bietjie kyk wie kan ons kry oor andropause. Omdat ek nou nie mits lyk my van my andropause ook is. So andropause, dis wat mans kry, menopause is wat vrouens kry. Maar apparently kry ons dit almal en van die simptome is eintlik baie soortgelyk tussen mans en vrouens. Interesting. Ja. Maar okay, genoeg nou oor ons hormone of die feit dat ons hormone doodgaan. Hormone in die weer. Hormone in die weer. Is 'n redelike groot week wat voorlê. Ons het natuurlik Valentynsdag. Eerskomende Saterdag. So eet 'n bietjie daaraan. Wie bederf jy? Matthys, wie gaan jy bederf Saterdag? Nee, Colleen, ek gaan Saterdag net by die huis bly en stil bly want ons het Sondag 'n funksie aan, so ek moet praat. So ek gaan Saterdag net met niemand praat en niemand sien. Jy Saterdag nog oop? Ons kan ietsie reël vir Saterdag. Gaan jy vir my stil bly? Baie dankie. Gaan jy vir my net in jou hoekie bly vir 'n oomblik? Nee, ek en Sofia sal 'n heerlike Valentynsdag op ons eie, so ek sien uit na dit. Maar 'n ander groot ding natuurlik is ons SONA of State of the Nation wat eerskomende Donderdag is, wat ons vreeslose president Cyril Ramaphosa vir ons gaan vertel wat het ons gedoen die afgelope jaar, maar eintlik seker meer wat beplan hy om te doen die jaar wat kom. En ek kyk na die afgelope ruk so klein bietjie in die nuus en dan is dit vir my so moers interessant dat meeste van allerlei plekke, nuusagentskappe en mense sommer net op sosiale media maak lysies van wat hulle nou dink wat Cyril gaan vir ons moet oorsê. En dit sal altyd vir my interessant wees om te kyk, maar wat sê Cyril dan nou, en of hy nou die lysies gelees het, wat nuuskantore uitgedink het. Maar die groot probleem wat ek nog altyd met SONA gehad het, en ek hoop hierdie jaar is dit anders, en ek weet jy het vir ons 'n stuk oor wat Cyril verlede jaar gesê het, en waar hy staan met dit. Dit is my groot probleem nog met elke liewe SONA van die afgelope 10 jaar, is ons praat oor die jaar wat voorlê, wat ons gaan doen, maar ons praat nooit oor wat het ons gedoen en hoe goed het dit gegaan, of hoe het ons gevorder, of waar ons staan nie. So die keer het jy gesê, Davey Maverick het 10 punte uitgelig, om te sê waar hulle vir Cyril gemeet het, op wat hy verlede jaar kwyt geraak het, met die SONA, nie waar nie? Ja, op van die goed dink ek was hulle 'n bietjie gaaf, om nou vir hom hier 'n verdict te gee. Dit is die Daily Maverick, nee? Hulle is dit is die Daily Maverick. Bietjie, ja. Ja, maar 10 beloftes en pledges wat hy nou gemaak het laas jaar. En Matthys, jy is so reg, jy weet, ek kan jou nou al 'n brief gee voor ek in hierdie pledges of beloftes ingaan.
Hy gaan probably wegtrek en absoluut net aangaan oor hoe 'n groot sukses die G20 was. En die probleem is jy's reg, ek is goed vergeet van dit, ja. ek kan jou beloof. Okay. Kom ons kyk hoeveel minute spandeer hy aan die G20. Maybe moet ons 'n drinking game doen vir dit. Onthou jy jare terug, met Cliff Central, Gareth, het hulle altyd met sy naam. Dit was 5FM daar. Was dit 5FM daar gewees? 5FM daar met Zuma. Elke keer as hy sy bril aangeraak het, dan was daar een of ander shot en as hy iets anders te sê was daar 'n shot. So ons moet dalk 'n drinking game uitwerk vir Cyril ook. Ja, en ek is bereid om my wetenskap te vat dat hy probably ten minste 20 minute gaan vat om oor die G20 te praat en hoe 'n ongelooflike sukses dit was. En ek vra jou Matthys, wat se voordele na die G20? Ons is nou wat 3-4 maande na dit. 4 maande. Ja. 4 maande in die Amerikaanse G20 in. Maar wat het gebeur van verlede jaar se G20? Wat het gebeur van verlede jaar se G20? Ek sien daar, jy weet daar by Ouar Tambo by is dit Gululi's Interchange, net voor Gululi's Interchange. By die lughawe is mos hy groot gras wat ons ook op die wêreldbeker dan sit ons die vlag daar, jy weet. En hulle toe mos nou, en ek weet nie vir die eerste keer in ek weet nie hoeveel jaar toe nou die vlag weer daar geverf, actually die gras kan afsny. Ja. En die glaf nou die vlag nou weer daar gaan verf. Want die idee is dis op die vliegtuie se landing path. Ja. So jy sien dit as jy kom land, as jy op 'n sekere aanloopbaan land, dan sien jy nou die groot vlag. Ek was 2 weke terug uit Kemptonite. Julle die onkruid begin reeds deur die vlag groei. So dit word reeds nie meer gemaintain nie. Die gras rondom die paaie daar in Gululi's is klaar weer ek sou sê kniehoogte. So ja, het was all shine, net vir dit. So nee, Cyril, dit was nie 'n sukses nie en moenie laat hy julle flous en as enige iemand, ek glo nie iemand wat na ons luister dink die G20 was enigstens impakvol of 'n sukses nie. Maar dit is weer eens my ding soos iemand wat 'n masker dra of jou opinie oor COVID regulations, inperkings. Vertel my daarvan en ek kan jou onmiddellik vertel of ek en jy oor die weg gaan kom. Ja. So vertel my, jy kan net vir my sê, dink jy die G20 het iets beteken vir Suid-Afrika of nie? En dan gaan ek weet, ek en jy gaan ons gaan 'n dop kan deel of nee, ons gaan nie kan nie. Wat ek eintlik graag wil weet, Colleen, is het enigstens van die G20's van die afgelope aantal jaar enigstens iets beteken vir die wêreld as 'n kontinent, vir die groter prentjie van die wêreld. Wat het ons gebaat in die afgelope 5 jaar van elke G20 beraadslag wat gebeur het in elke land? It's just a wank. It's a political wank. En sorry te sê, ek kan sien dat dieselfde gaan gebeur met Amerika se hierdie jaar. Ek dink alles het hulle charme verloor. It's just political talk. Nothing else. Ja, ek gaan met jou daar verskil. Ek sien uit na 'n impakvolle G20 wat deur Trump gehost gaan word. Ek moet sê vir die eerste keer as ons net kyk na Davos, vir die eerste keer ooit was Davos my in 'n hele ander lyn. Die sentiment rondom dit. Ek weet baie mense is baie upset daaroor want die Apple kaart is omgegooi en almal praat nou van the new world order en al hierdie goedjies. Maar vir die eerste keer was leiers tot taak gehou tot hulle Trump het die hele ding verander, Matthys. Trump het transparency gebring. Love him or hate him. Again, it doesn't matter. Maar vir die eerste keer word wêreldleiers geforseer om met die media en met hulle volgelinge te praat asof hulle actual mense is. Asof hulle actually bestaan. Asof hulle actually iets beteken. En nie net uitkom en hulle poep voer in 'n media konferensie oor 'n speaker en daar was negotiations, daar was gesprekke gevoer voor in publiek voor almal. En ek dink dit is wat Trump wat publiek gemaak is wat nooit gebeur het met Davos nie. Ja. Dit was altyd so, dit was patronizing in die verlede. Hulle gaan Davos toe of hulle gaan G20 toe soos wat hulle hiernatoe gekom het, kom G20 toe. Ons display al hierdie beautiful groot billboard foto's op ons highways en by ons lughawe van diktators, julle, kommuniste. En ons vereer hulle.
en ons klap hande vir hulle en blaas hulle gesigte op ons paaie op. Ek meen hoe belaglik. Ja. En dan kom hulle hiernatoe en ons blok alles af en ons mense wat probeer 'n lewe maak, ons mense wat probeer klein besighede suksesvol run in hierdie land, ons mense wat ander mense werk gee. Ons kan nie aangaan vir daai dag nie want ons highways is toe, want hierdie kommuniste moet oral rondry met hulle blou ligbrigades. En ek dink dit is hoekom Trump nie hierdie goed bywoon nie, want hy dink dit gaan nie impak maak nie. So ek hoop hy gaan moet 'n impak maak met sy Florida G20 of Miami of whatever dit gaan wees, want hy was ongelooflik uitgesproke oor Suid-Afrika se G20, ja. Krities is uitgesproke reg. oor Suid-Afrika se. Ja, so kom ons ek kyk. sien uit om te sien. Maybe gebeur daar iets, maar ja, ek dink maar net it's political theatre every year. But let's see. Kom ons kyk. Okay, maar terug na ons eie vreeslose president, Cyril Ramaphosa, die 10 goeters wat Daily Maverick gesê het, wat hy beloftes gemaak het verlede jaar. Wat is dit? So, presies 12 maande terug, julle het Cyril ons beloof, he is going to fix local government and service delivery. Yeah, that's going very well, isn't it, Cyril? Ja, sorry, ek het nou verstik aan my eie skoop, ja. Okay. Ja, jy verstik maar soos service delivery, Matthys. That's not happening. So, dit is 'n definitiewe val vir hom. Dan die tweede een, build a capable and professional state. Nou, hier moet ek sê, Daily Maverick was 'n bietjie lig op die man gewees. Hulle het gesê, this is in progress. Jy weet soos daai risk reports wat hulle maak in rooi of oranje of groen. Groen, nee? Ja. Ja, soos jou vitality ook. Ja, so hierdie particular KPI is in oranje. Hulle sê dis in progress. Ek is nie seker nie, maybe in progress as gevolg van die lede van die GNU wat maybe iets doen. Ja, en kan ons dit nou maar sê, dit is nie die ANC ministers nie. Dis nie die ANC ministers. Dit is die ander GNU ministers wat actually goeders doen. Ja, ons moet toch op 'n stadium praat oor Guyton wat op besig om sy varkies te verloor. But anyway, we can Guyton is a hot fucking mess at the moment. He is a hot mess, maar ons sal nou daarby kom as ons praat oor al die naamsveranderinge wat gebeur het in Suid-Afrika die afgelope ruk. Dan die roll-out digital government and digital ID, sê hulle is 'n fail. I'm not totally sure. Ja, ek dink tog digital IDs is redelik goed uitgerol en die accessibility en die kanale tot dit is goed uitgerol. Ja, en ek ben Schreiber, die minister van Home Affairs of Binnelandse Sake, hy het ongelooflike inroads gemaak met tegnologie, nuwe goeders in plek gestel, sisteme, prosedures, so maar okay, dit is die Daily Maverick, nee? Hulle hou nie baie van die DA nie. So that's maybe why it's a fail. Ja, dit is nie mal daarvoor. As dan die volgende een, massive infrastructure spending and financing. Daily Maverick het hierdie ouetjie 'n oranje gegee. Hulle sê dis in progress. Ek stem heeltemal saam. The spending and the financing, indeed, ja, that is in progress. Ek sit nog steeds met potholes en ek kan nie onthou wanneer laas het ek 'n nuwe gebou gesien of 'n brug of 'n nuwe pad wat gebou is nie. So what are we spending on? Ja, die Rea Vaya, is dit die een in Johannesburg, hy is geshut down, of is dit die Arayeng? Anyway, Arayeng is in Pretoria. Groot dele van die busstelsel in Johannesburg is geshut down, dit werk nie meer nie. Ja, gewel, ek het nodig met Maria gepraat, my huishulp, wat sy vir my gesê het, sy het altyd met die bus gereis, sy kan glad nie meer met die bus ry nie, want daar is nie meer busse nie, sy moet dan met taxis ry. Sy het op 'n stadium jare terug, onthou ek nog, toe sy net by my begin werk het, sy met die trein gery gedeeltes. Dit werk ook nie. Ja, kan ons ook sê dat baie van ons ander krisis, soos die waterkrisis wat op die volgende op die lys is, het Cyril daar gestaan, laas jaar Helen vir ons gesê, he is going to resolve the national water crisis. Nou Cyril gaan sê jy dit vir die mense daar in Parkes, ek weet hulle beplan 'n huge optog vandag. Nou ja, Parkes op Park dan, ek kan nie mooi onthou nie. Maar ek meen, daai area Emerentia, Melville, Midrand, groot dele van Pretoria, daai area in Johannesburg, Matthys, daai areas, weet ek, van hulle is al 3 weke konstant sonder water. 3 weke, nie 'n druppel water in hulle krane nie.
Ja, Glenn, ek moet vir jou sê, hierdie ding het my 'n klein bietjie onkant gevang uit die water ding. Ek meen, ons almal het was gekniehalter deur load shedding. Dit was regtig, ek meen, dit was die ding wat ons as Suid-Afrikaners ons gemoed in ons skoene laat val het. En dit was 'n ongelooflike challenge en mark my words, dit is nog nie verby nie. Ek weet nie wat aangaan nie, maar ek kan jou waarborg, dit is nog nie verby nie. En eintlik seker dalk maar net omdat ek 'n fucking inverter het. En ek kan die ding gebruik nie en hy kos my geld. Maybe is dit dalk die probleem. Maar die hele water ding voel vir my na 'n baie groter ramp as nie krag nie. Want nie krag nie kon ons so half gewangle het om 4 ure, 6 ure. Jy kon na mense toe gery het wat wel krag gehad het, maar Here, water is dit is so 'n belangrike resource. En dis hoekom in ons grondwet, net gou dit in ons grondwet staan daar dat alle Suid-Afrikaanse burgers het 'n reg tot water. Dis deel van ons grondwet. So Cyril, verduidelik jy daai vir my dan? Ja, hulle verstaan die grondwet Cyril verstaan die grondwet wanneer dit vir Cyril pas. So ja, Matthys, ek meen net ek lees in een van ons plaaslike koerante. Het hulle video's, ek het aanlyn dit gelees, video's en foto's gepost van die groot watertoring daar in Midrand. Ja. Hoe die water daar uitpomp wat van daai toring afkom in die dreine in. Nie oor dit of dat nie, Matthys, want daai water is gekontamineer. Dit is nie geskik vir menslike gebruik nie. So dit is die probleem wat Midrand deurgegaan die afgelope ruk met die 2-3 weke wat hulle in die water gehad het nie. Dit klink my is die probleem met Midrand se water issue. So ja, as jy in Midrand bly, moenie as jou hande was met die water nie. As jy daar werk, ja. Ek het ook so vinnige artikel gelees, maar ek moet sê ek het gevlug lees wat hulle basies sê dat Johannesburg is alreeds op day zero. Ons het in die Kaap het ons 'n paar maande se aktivering gehad en ons het bewusmaking gehad, maar Joburg apparently is op day zero. Dis wat dit is. Die ding is, Matthys, wie gaan jy bewus maak hier? Jy kan nie jou consumer gaan bewus maak nie. Want die probleem lê nie by ons nie. Die probleem lê by die ouens wat die infrastruktuur moet goedkeur, die ouens wat die infrastruktuurplanne moet implementeer. Ja, en bestuur en na kyk. Dis wat die bewusmaking moet wees. Maar nee, hulle sit almal daar in Waterfall vanaand en dink alles gaan wonderlik, want die Daily Maverick het hulle 'n paas gegee op an end to load shedding and reforming the energy system. Nou, by end to load shedding kan ek dalk mee saamstem, maar reforming the energy system, ek weet ons het nou baie geld gekry by wat is haar naam van die EU? Die Duitse tannie, ja. Die Duitse tannie. Merkel. Nie Merkel nie, die enetjie van die EU. Die EU tannie, sorry. Ja, daai enetjie. En ons het nou baie geldjies by haar gekry. Dit is wat uit die G20 uitgekom het. Dit is wat daar uitgekom het. Ja, Matthys, want dit is sustainable. Ek meen dit is absoluut feasible. Kom ons wat Suid-Afrika is, wat op 'n magdom resource van kool sit. En kom ons gaan jy praat van steenkool, nie boerekool. Nee, steenkool. Ek het nou hierdie lande kool gesien. Toe jy dit sê. Ja, met hierdie windtoringspore. Kom ons gaan rig al hierdie goeders op. Maar dit maak nie sin nie. Dit is nie feasible nie. So ons weet al almal waarheen gaan daai geld. Wat aan ons geskenk is deur die Europese Unie. Dit gaan verseker nie om ons energiesisteme te hervorm nie. Verseker nie. Ja, ek weet nie. Ja. Dan 4 om te gaan. Create jobs, especially for young people. Epic fail. Natuurlijk, ja. That definitely didn't happen. Onderrig is nie eers 'n prioriteit in hierdie land nie. Reforming basic education is not even a priority. So why would we create jobs for these people that have been through an education system that has not equipped them in any way or form? Dit gaan saam met die volgende, dit is 'n fail van die Daily Maverick af. Dit gaan saam met die volgende ene, strengthen social protection and income support, wat natuurlik neerkom op die social grants, die 350 dat hulle elke maand kry. En weer eens, Matthys, dit sê eintlik maar vir my uit education uit. Ons druk hierdie jong mense in 'n stelsel in waar hulle dink
as ek R350 'n maand verniet kry, ek hoef niks daarvoor te doen nie. Hoekom moet ek enigstens gaan werk of vooruitgaan in die lewe? Dis okay, dis genoeg. Ja. Mm. Wel, ek kan kinders kry, dan kry ek nog 'n klein bietjie meer. Ja. So ek is amper al bly daai social grant en die extra funding wat voorgevra is deur sekere mense in ons regering is nie goedgekeur nie. So ook met die volgende een, proceed with the National Health Insurance. Dit is ook 'n epic fail. En ek dink waaroor ek moes bly is. Ek dink ons kan almal nog 'n bietjie asem skep as gevolg van daai fail. Ja, en ek dink ek kan jou waarborg, Cyril gaan iets daaroor sê. Hy gaan iets daaroor moet sê. Want onthou die ANC is besig om te campaign nou. So hy gaan verseker die National Health Insurance gaan iets moet maar sê, maar ek dink die persoon waar ons eintlik moet luister met die National Health Insurance is na ons minister van Finansies, wat etlike dae na Cyril gaan praat met ons budget. En as ek so kyk in die nuus, hy is baie uitgesproke nog steeds om te sê dat daar is nie geld vir die NHI nie. En hy kan nie sien hoe om geld in 'n begroting los te maak om dit aan die gang te kry nie. So thank God vir idag dan op die stadium. Ja, kom ons by, hy hang nog 'n bietjie rond om net seker te maak dat rationality speaks the loudest, ja. En dan natuurlik die laaste ene, Matthys, dat ek weet jy gaan so mal wees oor. Dit is jou gunsteling diepe bok, naai. En dit is the launch of a 20 billion a year transformation fund. Oh, daai bullshit. Ag, dankie Park Style. Dankie. Baie dankie vir jou bydrae. Ek het nou reg so vlugtig gekyk na Cyril Ramaphosa wat hy was by die hoofkantoor van SARS hier in Pretoria. Dis so 'n entjie van my af. Wat hulle toe nou obviously gepraat het oor SARS se wonderlike invordering wat hulle gehad het. Hulle het bo begroting ingevorder en dit en dat en dit en ek meen daarvoor moet ons 100% vir Edward Kieswetter krediet gee. Hy's 'n ongelooflike leier gewees in SARS, alhoewel ek die man haat, want ek dink hy belas my vir, as ek net my neus uitsteek en my oë oop maak, maar he ran it like a tight ship. En in die spesifieke gesprek het Cyril toe nou ook verder gepraat om te sê hoe trots hy is op hierdie fonds en hoe belangrike rol gaan SARS speel in hierdie ontwikkeling van die fonds en befondsing van die fonds, en het dan baie duidelik gemaak dat die woord transformasie is presies wat ons in Suid-Afrika ken van 'n ANC-ideologie af. Die transformasie het hy sonder om te blik of te boos om te sê dat dit gaan vir jong swart mense. So dit gaan nie vir die jeug van Suid-Afrika wat moet transformeer nie. Dit gaan vir 'n baie spesifieke etniese groep. Ja, en ek wil nog sien dat dit gaan vir al die jong swart mense in Suid-Afrika. Want ek dink nie dit gaan nie. Ek dink dit gaan vir 'n sekere geselekteerde Ja, Paul Mashatile se kinders. Dankie, daar sê jy dit nou. Daai wat daar in wat daar in waterval bly. Dit is waarvoor dit gaan. Ja, ek meen dit gaan nie my en jou, Maria en Johanna se kinders. Dit gaan nie naby aan hulle kom nie. Maar is dieselfde klug wat BEE is en was. Ja, maar daai Checker 60 is besig daar by jou, né? Ja, nee, kyk, hier is dit nou piek rush hour. Almal wil nou daar is nie ekonomiese probleme daar by jou op die stadium nie. Ja, skus en ek sit nie vanaand in my studio in aanhalingstekens nie, want dit is te fucking warm in my studio. So ek sit basically hier op my balkon. Ja, Matthys, en kan ek net 'n laaste ding sê oor SARS? Ek dink ons moet hulle te veel prys for a job well done, en dit almal nou sit 'n keer gaan die president besoek hulle en gaan dan oor fok hulle man. Dat hulle self prys en hulle wil nou ereklere hê vanaand omdat hulle ons geld ingevorder gekry het, omdat hulle gesteel het by ons. Dit is legal diefstal. Ja, dis is insurance. Dit is letterlik. Ja, so ek is baie jammer legal dief. Maar nou moet ek ook vir jou sê, ek meen teen die vorige kommissaris van SARS wat ons gehad het, wat deel was van die state capture en wat daar geld geloot het, en goed, gee ek dit vir Edward Kieswetter dat hy dit weer reggeruk het. So kom ons kyk wat gebeur na April, as hy nou sy mantel ophang. Let's see. Ek sal happy wees ek sien die hele value chain word ge-execute. So as my geld wat ingevorder word deur SARS actually op goeders gespandeer word wat dit moet op gespandeer word, wat 'n verskil maak. Dan sal ek hande klap vir SARS.
Maar daai is die SARS se job nie. SARS het dit gedoen, hulle het die geld ingevorder. Hulle gee dit vir government. Dan I moet don't government die werk doen. I'm not celebrating that. Government I'm is not die celebrating. full control in die drinkwater. Volgens my SARS doen hulle job. Okay, maar anyways, dit was nou Cyril. Een van die goedes wat natuurlik ook gaan moet praat is FMD of foot and mouth disease of back and claw, wat natuurlik een van die grootste pandemies is op die Ek stadium. het dit op 'n daaglikse basis. Jy en die helfte van die government en so ook John Steenhuisen. So hy gaan verseker iets daaroor moet sê. Hy gaan moet sê wat die posisie is. Ek weet John het gevra dat dit moet gelys word as 'n wat is dit, 'n state of emergency, Disaster of 'n of 'n emergency disaster of iets soos dit. En ja, en ek ben almal van julle weet wat is my gevoel oor John Steenhuisen, maar ek moet vir jou sê in die situasie kry ek die man amper eintlik jammer, want ek dink nie ons as Suid-Afrikaanse burgers en verbruikers van nuus weet eintlik wat in die agtergrond gebeur agter die skerms nie. Ek weet John is die minister van Agriculture, maar hy sit in 'n engine, 'n ministerie van Agriculture wat eintlik, ek bedoel hy's net die political appointment. Daar's 'n klomp engines onder die DG's en dit en dat en al daai goeders wat eintlik die hele engine dra. En ek weet nie hoeveel teenstand het hy gekry die afgelope ruk, want dit is die perfect manier om die DA te sink, is die foot and mouth disease disaster. En ek dink regtig hierdie het vir John gesink. As 'n individu het dit vir John gesink in sy political career met die DA. Ja, ek dink dit was 'n bietjie van 'n onregverdige sinking, want weet ek gisterond 'n onderhoud geluister met John Steenhuisen en waar hy toe op 'n baie goeie en kalm en nugter manier met feite gekom het. Jy weet van hoeveel progressies gemaak in die kort tyd wat hy aan bewind is, Matthys, versus die 15-20 jaar wat hierdie instansies wat inentingsstowwe moes vervaardig, gefaal het, agteruit gegaan het, nie meer befonds is nie, inentingsstowwe nie daar, jy weet, ARC of die Agricultural Research Council is 'n nagmerrie. Ek gaan nie te veel daaroor sê en uitbrei nie, want ek het direk terug op 'n projek gewerk waarby ek fisies by ARC was. Die einste ARC waar hierdie inentings nou gemaak gaan word. En die haglikheid van die laboratoriums waarna ek was, die perseel, dit was 'n skok vir my gewees om te sien die kwaliteit of die omstandighede. Ja, so ek hoor wat John sê is dat oor die laaste 25 jaar het is daar geen inentingsstowwe daar uit. Daar's geen navorsing daar gedoen nie. Daar's geen progressie daar gemaak nie. Versus in die laaste paar maande waar hulle eintlik nou begin enstowwe uitdruk. Wat ek dink van 'n biosecurity perspektief af, is hy besig om stappe in plek te sit vir 'n mate van verbetering in terme van hierdie dinge. So ja, ek voel ook vir die man jammer dat jy weet dat hy al hierdie obstacles moet face, wat my wel net so klein bietjie naar maak en dan kyk ek na hierdie goed en ek hoor wat jy sê, John, maar dan kyk mens nou. En ek weet almal veg nou vir 'n sterretjie op hulle kop om wie gaan nou krediet vat hiervoor. Wie gaan nou krediet vat hiervoor? Want John kom met die feite, maar nou kom van die ander GNU kahunas hier van die kantlyne af, jy weet, en almal wil nou sê, maar dis eintlik ek en dis eintlik ek. En gee vir my ook 'n sterretjie en gee vir my ook 'n balkie. En nou sit hulle by hierdie perskonferensie, Matthys, nou kom hierdie boks inentingsstowwe verby. Nou ek hoop dit is, ek het myself gedink, ek glo dis follies, dis dis fop enstowwe, want ek weet, jy het sopas die cold chain gebreek. So ek vermoed dit is, maar ek meen, I won't put it past our government, Maar nou kom dit, nou sit hulle nou by hierdie lang tafel, Matthys, met hulle mikrofoontjies nou, elkeen so voor hom, want jy weet, hulle wil nou almal daar wees, by hierdie persverklaring, want almal moet nou net dink, ek het ook nou iets te doen gehad met hierdie. Nou kom die boksie verby, nou elke wetter, by wie die boksie verbykom, tel nou een op, en kyk nou na dit, en sit dit terug in die boks, en dink ek, nou wat die fok weet jy tel nou die ding op, nou kyk jy om soos wat jy na jou glas rooiwyn sou kyk, wat weet jy nou van die enstof af? Jou, anyway, amper seker, jou oningeligte bliksem.
Sit die ding terug. Sit die ding in die yskas. En John en Kleis, nou vat hulle almal daaraan. En hulle almal is soos 'n klomp vliee om 'n drol om hierdie klomp enstowwe. My ding is hoekom is daai enstowwe daar? Hoekom is nie al reeds by 'n boer waar sy kudde ingespuit word nie? Hoekom moet die enstof by 'n persverklaring wees of perskonferensie wees? Ja, maar dit maak nie sin nie. Wie konseptualiseer hierdie persverklarings, hierdie PR strategies vir hulle nie. Maar daai mense moet gefire word because this is really a shitty. Die boere is klaar die bliksem in vir jou. Ja. So moenie daar sit en dit wys op TV by 'n persverklaring, dit oplig en gaan, kyk wat het ek en wat het jy nie. Moenie dit doen nie. Hulle is klaar die donder in vir jou. Ja, nee, ek dink die ding was heeltemal onsmaaklik geweest. Ek gesien ook nou vandag het dit gebreek of gister het dit gebreek in die nuus dat die ANC is nou in 'n spat met die DA, omdat die DA natuurlik nou die heil sing van die DA en John Steenhuisen oor die vaccines vir foot and mouth disease. Maar die ANC sê natuurlik, maar hulle moet eintlik hierdie kry, want hulle het al die grondwerk gedoen in 2010. Toe het hulle al begin met die grondwerk vir die vaccines. En Tokodiza, sy was die vorige minister van Dalrad gewees, of Agriculture, Development and Land Reform, en sy het in 2022 'n inisiatief gelons waar daar 600 miljoen rand geïnvesteer is om vaccines te moderniseer, die fasiliteite, en om experts in te kry. So dit is 2022, 600 miljoen later. 600 miljoen, maar ons sien nie van dit nie. Etlike maande later, en hier sit ons in Suid-Afrika se grootste back-and-claw krisis, wat ons in 30 jaar, klink het vir my gehad het. So ek kry vir John jammer, want ek dink regtig hierdie was die val van hom, en ek wonder baie of hierdie val en hierdie krisis van back-and-claw nie baie mooi aangewakker is deur die ANC nie, want hulle het geweet dit is die boere wat 'n groot gedeelte van die DA se stemlandskap is wat hulle gaan afpis in hierdie. So that's my conspiracy, that's my theory. I don't know. Ek weet die konspirasie, ek dink nie die ANC dink so ver nie, Matthys. Ek dink regtig nie hulle dink so ver nie. Ek dink nie hulle het niks omtrent dit gedoen nie, en toe Jana inkom en hy doen iets omtrent, toe gaan hulle net ons moet nou kreatief verklein, maar ek dink nie hulle dink so ver nie. Die boere, evenal is hulle hoede bliksemin vir John. Ek gaan nou vir jou sê, daai boere gaan nie vir die ANC maklik stem nie. Nee, hulle gaan nie vir die ANC stem nie, hulle gaan nou vir oom Vryheids vir ons stem. Hulle gaan Vryheids vir ons plus of so stem, maar daar is nie manier hulle gaan vir die ANC stem. Nee, dit weet ons ook. Maar die groot ding, dink ek, wat natuurlik ook die val van John Steenhuisen was, is ek weet, die feit dat hy nie staan vir die leier van die DA in die verkiesing. Daar is nou 'n paar konspirasie teories. Gooi hom, ek kan nie wag nie. Bederf my. Nee, ek het 'n klomp gehoor. Ek het gehoor dat Tannie Zille hou nie baie van hom nie. Ja, ek het gehoor hulle praat al vir 2 maande nie met mekaar nie. Ja, en dat sy dalk nou agter hierdie ding sit. Ja. Dat John uit is. So dis die een konspirasie teorie wat ek gehoor het. Dan natuurlik die ander ding is dat hy dieselfde plank geloop as Mmusi Maimane. Dat hy het nou gedoen wat hy moes doen in die DA. Hy het 'n sekere so Mmusi Maimane het sy strategie was basically om bietjie meer diversiteit in die party en bietjie meer diversiteit ondersteuning in die party in te bring. John Steenhuisen se doelwit was om meer mense in regering in te kry. En so aan, maar so het elkeen van hierdie voorgangers, sodra hulle doelwit bereik het, they get to walk the plank. Ja. And out. En ek dink dit is 'n great strategie van die probleem is dit is ongelukkig deel van die DA se DNA hierdie. Dit is wat hulle doen. En my gut is, ek dink Tannie Helen sit hier agter. Dis my eerlike opinie. Ek sal glad nie verbaas wees nie. Want ek dink to some extent John Steenhuisen in die DA uitverkoop aan die ANC. En hy is 'n individu. Nie noodwendig al die ander nie. Ek luister ook nou wat Dean McPherson sê, wat natuurlik sy campaign leader was
John Cena is in sinne so, en ek meen, hy sing nou die grootste lof, en ek kan sien, hy's bietjie warm onder die kraag vir die DA op die stadium. So ek dink dit gaan interessant wees. Die DA, dink ek, is in 'n moerse leierskaps debakel op die stadium. Hulle het groot kak op hulle hande. Want Helen, wat die federale chairman is, sy gaan nie weer kan staan nie, omdat sy staan vir die burgemeester van Johannesburg. So daai pos is oop. John se pos is oop. As iemand soos byvoorbeeld Gordon Hill Lewis in John's posisie ingaan, alhoewel hy sê hy wil nog steeds die burgemeester van Kaapstad wees, is nie netwendig so maklik nie, maar ek meen, Helen Zille het dit gedoen, so, maar ons kan ook nie almal vergelyk met Helen Zille nie, sy's 'n anomaly, complete anomaly. Maar dit is nou wat ek ook by ek gee regtig nie 'n flenter om wie vir die leierskap van ek wil net vir Tannie Helen en Joe Bucky, that's all I want, then I'm happy, dan kan die res maak net wat hulle wil. Ja, so Johnny boy, dis nou dit, nee, dankie jou maat, dankie, dit was lekker, maar is nou fucking klaar, hoopelik kan jy dalk nou 'n bietjie in 'n gym kom, of dalk bietjie aandag gee aan jou dieet, want ek vind jy was eintlik 'n mooi man, so 'n paar jaar terug, jy's nou grotesk, doen nou ietsie. Matthys, jy weet jy gaan nooit kan vet word nie, nee. Wie ek? Yeah. Nee, ek gaan nooit nie. Nee, dit gaan 'n groot fucking foupa wees as ek vet word. That would be the end of me. Maar okay, Here Colleen, daar's vet en dan is daar fucking grotesk. John Cena is grotesk op die stadium. In my opinion. En nie heeltemal nie, maar anyways. Ek sal nie sê die man is grotesk nie, maar ek dink hy definitief 'n bietjie van 'n ANC lyfie onderlede op die oomblik. Hy het verseker. Definitief 'n bietjie meer te veel liggotklas bygewoon. Waar daar goed gekuiter word. Daar by Birchwood. Te veel tyd by Birchwood spandeer. En Birchwood se kos is nie bad nie, hoor. Ek het al 'n paar keer daar geëet. Dis nie bad. Dis kom die ANC daar rond dan. Lekker. Was so gepraat van lyfies ook natuurlik Tannie Mariana Kotse, shame, die ou ding, wat sê dit nou? Wie is dit nou? Dit is die kokkedoor Tannie, die kokkedoor Tannie. Ja, skus, ja, die kokkedoor Tannie, okay, ja. Wat sê dit nou haar eie ontvoering gestage het. Ek meen, nou hoor ek ook die stories van, apparently, het sê dit nou, een of ander baie bekende celebrity het met daar begin praat op sosiale media en sy het nou geld laat losmaak of wou geld losmaak want hy het vir haar gesê as sy vir hom R400,000 inbetaal dan koop hy vir haar 'n vliegtuigkaartjie en dan gaan hulle nou vir ewig en lekker lewe op een of ander eiland baie lekker, en die tannie is nou dik verlief op die, en het is iets soos byvoorbeeld 'n Piet Sampras of so ietsie, nee? Is geswindler. Sy's geswindler. En dit is nou waar die hele ding vandaan kom. Dat sy het nou haar geldjies, want lyk my, hulle finansiële persoon wou nie die geld losmaak van 'n belegging nie, en sy het nou ander spaargeldjies, ek weet nie wat sy alles verkoop het nie. Maybe haar eie koekedoor het sy ook verkoop, maar die koek lyk my was op die einde listige ding wat vir haar nie moeilikheid gekry het. Maar ja, daar sy het nou weg en toe sy eintlik net maar 'n stukkie koek is 'n lelike ding. Eintlik net maar nie eintlik die tannie is toe nou nie vermis nie. Die ding wat vir my die meeste funnieste was, en ek weet ek en jy het al gepraat daaroor en ons het gelag daaroor, is toe ek nou hoor sy word afgepers, is ek dadelik sê vir fucking wat, vir jou appeltaart resep, waarvoor word jy afgepers? Ek weet wat, jy bly daar in die middel van niks en nêrens, hoe is dit? En hoe hulle haar beskryf het, met haar pink blouse en haar wit 3/4 broek. Dit was hoe sy laas gesien is, so ek het toe dit vir my sê, toe maak alles vir my sin. Toe weet ek. Ja, hy shame. So die tannie is nou nie afgepers vir appeltaart resep nie, sy is geswindel. Nee, sy is geswindel. Ja, want ek hoor daar was van Wimbledon kaartjies involved en 'n trip Italië toe en allerlei. Matthys, ek het vir jou sê nee. Ons lag nou lekker oor hierdie storie, maar ek sê nou vir julle pas op vir eensaamheid. En pas op om eensaamheid te gaan vul op die internet. Dit is nie te sê is nie eensaam nie.
Ja, waar. Ek ken okay. die meeste, ek is jammer om dit te sê, Ja, maar die meeste eensame eensame mense mense wat ek ken is getroud. Ja, jy is reg. So, En daar's 'n pas moeëse op, verskil julle. tussen eensaam en alleen. Alleen is 'n keuse. Eensaam Ja. gebeur met jou. Dit word Mm. dit word iets wat met jou gebeur. Ja. En voordat Ja, jy nou dis daar op die waar. internet klim Mm. of random mense in 'n bar gaan ontmoet of whatever, om daai eensaamheid gaan vul, gaan doen net 'n bietjie terapie eerder. Ja. Eers Hoop- doen net eers dit. Eensaamheid can be om daai ding te vul can be the end of you guys. Don't do it. Clean hoop beskaam nie. Dis al wat ek kan sê. Hoop beskaam nie. Ja. Maar Shane, ons is bly sy's veilig en sy sê ook dan nou sy het 'n groot fout gemaak en sy is 'n bedrieër. So kom ons kyk nou wat Shame, man. Ek weet al 'n gashuis in Kempton gekry, Matthys. Ek meen gelukkig lewendig. Dis die een ding wat ek nooit wil hê. Imagine jy word doodgevind in 'n gashuis in Kempton Park. En die headline sê Ja, Colleen doodgevind in 'n gashuis in Kempton Park. Ek dink actually Colleen is lewendig gevind in 'n gashuis in Kempton Park erger as dood. Ek kan nou maar uitkom. Sê Ek ek meen- nou wat wie se familie gashuis in Kempton Park het my. Ja. Hier ons moes dalk uitgevind het, maybe het hulle daar gebly. Maybe het die tannie daar gebly. Ek sit al gehoor dit is die Jesus, familiegroep, nee. ja, jy sit nee, gehoor het, familiegroep ja. is alive and Ons, well. Ons Ja, het ek ja, het moes 'n gehoor scoop gekry het, maar ja. So ja, die tannie is geswindel, maar so word ek ook dink ek meeste mense word op die stadium geswindel op ChatGPT met 'n nuwe kruis wat hulle sê jy moet vir ChatGPT vra om vir jou in 'n karakter wat character. Ek het so gehoop jy gaan in Afrikaans sê. Ek het so gehoop jy gaan. Sukkel nou. Ek gaan dit nou. Karakter. Daar sê, dankie Green. Is dit hoe mens dankie. sê? Karakter. Ja, amper soos dit. Dis eintlik 'n fisieke anglisisme. In English it's a caricature. Caricature, ja, so is 'n daai woord wat ek glad nie nou kan sê nie, maar anyway. Karakter. Daai ene. Wat almal nou vra, jy moet vir ChatGPT vra om vir jou 'n prentjie te maak van alles wat hy weet van jou en jou beroep. So ek weet dit is op die stadium as ek Facebook oopmaak, is dit al wat ek sien. Ek sien hierdie prentjies van mense. Maar die ding wat ek nog nie gesien het nie, is ek het nog nie 'n ginekoloog gesien wat dit gedoen het nie. That should be 'n ginekoloog of 'n uroloog. Dit kan nogal interessant wees. Ek weet hoe gaan ChatGPT hulle uitbeeld? Ja, ek het nou daar's 'n paar loopbane wat actually wat mense like om te sien. Is dit seker maar net hy sal kyk ChatGPT is maar vreeslik skaflik eintlik, nê? Nee? So I can promise you, jy dink nou hy kan baie interessante goed vir 'n uroloog en 'n ginekoloog, but I promise you there's going to be no penis or vagina there. Nee, natuurlik nie. ChatGPT is te skaflik. Ja, ChatGPT is ChatGPT doesn't know how to have fun. Ek het die laaste tyd agtergekom met my ChatGPT. Ja, dis reg. Ons was altyd beste vriende, maar deesdae ons is nie meer lekker met mekaar nie. Ek dink net ChatGPT het geen fucking sin vir humor nie. En ja, hy is net so veilig en don't get me started on ChatGPT. Veilig en verkeerd julle, kan ek net vir julle sê? Ja, daai bliksems van julle daar buite wat besig is om M&D grade te doen of kort kursusse wat julle assignments vir ChatGPT vra. ChatGPT kry hierdie kak verkeerd julle. Check dit. Dit staan uit soos 'n seeroog. Ja, maar maybe moes tannie Mariana nou maar dalk 'n bietjie ChatGPT gebruik het en eers het 'n paar dinge uitgepleis het. Al was dit verkeerd, sy dalk nog 16 lewendig in 'n gashuis in Kempton gewees het nie. Ja, mense by so 'n juk jou pak, Matthys, regtig. As jy goeders doen want die juk pak jou. Dan moet jy jouself eerder 'n lelike ding. Kry jouself by 'n terapeut. Jy moet geen besluite neem as gevolg van die juk wat jou pak nie. Jy trek nie by iemand in nie, jy doen nie joint bankrekeninge nie, jy betaal nie geld oor nie. Jy maak nie groot lewensbesluite as die intensie of die motivering eerder die juk is wat jou pak nie. En as jy nou jy weet wat ek bedoel, if you know you know, as ek sê, is die as die liefste begin brand. As jou liefste brand.
dan moet jy eerder net niks doen nie. Wel, ek hoop eintlik dat iemand soos Caitlin McKenzie op die stadium net eintlik niks doen nie. Ek dink sy liste brand, ek weet nie. Hy is 'n loose cannon op die stadium. Ek weet, hy is, ek het 'n bietjie eerstehandse binne-inligting ook, maar ek kan dit ongelukkig nie deel nie, maar hy's 'n absolute hot mess. Binne-inligting. Ja, omtrent so. Maar hy's 'n absolute hot mess. Absolute hot mess. Laaste keer wat ek gesien het, het hy vir Cyril so 'n groot blowjob gegee, ek het naderhand begin skaam kry. So ek dink hy probeer sy beste op die stadium met om in Cyril se goeie boekies te bly, want sy lewe val eintlik as 'n minister uitmekaar uit. Although Gayton gaan dit nooit sê nie. Hy's 'n klein bietjie so Trump daar. He's just soldiering on, doing everything wrong. Ja, ek dink wat hy so een persoon is kan on-soldier, is it Gayton? I mean, he comes out of the prison environment. Prison gang environment. Hy's 'n badass. Maar besides that, ek is saam met jou, hy's ook 'n hot mess, maar hy's ook vir my moerse fucking teleurstelling. En ek is so hoe hy net so gedraai het. Te wees nie. Ja. Praat jy van dit, hoe hy net so gedraai het in Cyril se hande in? Hy het in 'n absoluut ANC kahuna verander. Hy's patty in die ANC se hande. Ja, Cyril loop met sy ballas in sy aktetas rond. Absolutely, dit is my so disappointing. Hierdie man wat daar gesit het, aangegaan het oor, byvoorbeeld op sy persoonlike video's oor, wat is die kind se naam wat geabduct is, en hoe hy persoonlik dit gaan uitfigure wat daar aangaan, hoe hy atlete persoonlik gaan ontmoet het, hoe hy al die wonderlike planne gehad het, en ewe skielik is hy net, doen hy die absurdste goed, hernaam stede. Ja, ek meen, ons spandeer 14 miljoen rand spandeer ons Afrikaanse belastingbetalers nou in die hernaming van, ek weet jy het gesê, jy het al die stede daar, jy weet hoeveel dit is. Ek het nie almal van hulle nie, ek het van hulle wat al deurgegaan het, maar ons iets is 21, ek het net 3 van die mees belaglikste vir julle. Ja. Ek meen, Graafry net, ek meen, as jy nou die boere wil die donder inmaak, en hier sluit ek in die Afrikaanse en Engelse boere, Graafry net, Matthys. Ek meen dis 'n absolute instelling. Hy is nou hernaam na Robert Sobukwe toe. Ja. En geen kritiek teen Robert Sobukwe nie. Dit gaan nie daar nie. This is nothing personal. Vir my gaan dit alles oor mense wat goeders rename. Is mense wat nie goed kan bou nie. So dis wat die ANC in 30 jaar die beste mee was. Ons kan niks bou nie, so we rename. That's all we can do. We take something wat 'n vorige regime gebou het en ons gee dit 'n nuwe naam, want is al wat ons tot capable is. En dit maak my die moer in. Ek dink persoonlik dat Robert Sobukwe sal in sy graf omdraai as hy weet wat hier gebeur het. Ek meen, as ek reg kan onthou, het hulle gepraat van hy was the prof gewees. Dit was sy bynaam gewees, want education was vir hom so 'n belangrike ding gewees. Wat dis een van die goedes waarvoor hy so half gestaan het, is vir opvoeding en onderrig. En ek het net so vinnige ding gesien wat hulle gesê het dat, ek meen, hulle kon met daai geld, kon hulle byvoorbeeld 'n skills training center gebou het. Eerder, en dit genoem het die Robert Sobukwe Skills Training Center, waar ons ambagmense kon opgelei het, of wat ook al. Volgens hierdie kalkulasies sê hulle dat daar kon 18,000 kinders vir 'n jaar lank gevoer geword het. Ons kon 20,000 jong mense gehelp het om skills te begin ontwikkel. Daar kan soveel goeders gebeur het met hierdie geld, maar dis wat jy sê, ons gaan nie bou nie, ons herdoop en hernoem, en ja, it's sad. Matthys, Graafry net is 'n dorpie wat in 1786 gestig is. Ja, dis een van ons oudste dorpe. 1786. Dis ons vierde oudste dorp. Dis die vierde oudste dorp in Suid-Afrika. En dit is vernoem na 'n Nederlandse gouverneur van die Kaapkolonie, Cornelius Jacob van der Graaf, en sy vrou Cornelia Reinet. Dis so 'n ou plek. Los dit net uit. Wat wil jy nou daarmee gaan doen?
Ja, is belangrik. Ja, van die ander name, Aberdeen. Ek meen Aberdeen wat 'n instelling is. Almal weet as hulle praat van Aberdeen, weet hulle okay. Dit is wat Ja, daar veral aangaan. nou kyk net se wat Kokkedoor Son en See, is die ma en seun wat gewen het. Hulle kom van Aberdeen af, so hulle het Aberdeen groot op die map gesit ook nou. Okay, nou kan jy imagine waarna Aberdeen vernoem is? Nee, ek het geen Wat is die idee. nuwe naam? Kamdeboo. Kamdeboo. What? Kamdeboo. I mean, Why? like why? Ek But weet daar's 'n why? Kamdeboo spa in Irene. Ja. Toch Kamdeboo, ek dink Kamdeboo is 'n plant. Ek praat onkorrek, ek dink is 'n plant. But why? Exactly, Kamdeboo. Ja. En dan natuurlik die groot ene Oos-London, Ja, ek het Is gehoor nou- van dit. Kugompu City. Kugompu City. Nou Matthys, dit gaan nie net oor die 14 miljoen rand wat daarin gespandeer is, want 14 miljoen is eintlik niks nie. Ek weet ons het luisteraars wat bly in Londen en Perth en Amerika wat gaan 14 miljoen rand. Poef, julle, dis wat ek maak in 'n maand. Ja, ek besef dit. Maar die besighede wat daaronder lê, wat nou alles moet Alles moet hulle verander. stationery moet retrim, Dis 'n print, moerse. advertising moerse. moet redo, websites moet oordoen, Ja. maps wat moet oorgedoen word. Die kostes involve net in as jy dink aan aviation en daai hernaming. Dit is ongelooflik baie geld betrokke wanneer iets soos dit hernoem word rather. Ja, nee, Ja, dit is it's absolutely sickening. Ek kan nie glo dat Guyton mors sy tyd met dit nie. Daar's soveel ander goeders wat eintlik veel meer belangriker vir hom is om aandag aan te gee. Maar Wat 'n teleurstelling. Maar as ek luister, dan sien ek Guyton en sy PA is besig om in die by-elections hier en daar groot inroads te maak in die Kaap en is besig om vir die DA 'n bietjie van 'n doring in die vlees te raak. So ek dink dit gaan nog interessant wees om te sien wat speel uit in die Wes-Kaap en in Kaapstad in hierdie vorige of in die toekomstige verkiesing wat ons nou het. So Kamdeboo, het ek gou gekyk, is derived from the Khoikhoi language en dit word geïnterpreteer van die meaning van green hollow, green pool or green hills. So it refers to a specific lush area within the arid Karoo region of South African Eastern Cape, famous for the Kamdeboo National Park, surrounding Graaff-Reinet, representing a green oasis with the dry land. So ek weet nie hoe ver is Aberdeen van die Graaff-Reinet af nie, maar 10 is hulle dan nou naby aan mekaar. Ja, ek weet wat is beautiful. Kamdeboo is my beautiful. Ek hou actually daarvan, maar ek sien nog steeds nie die sin daarin. Ek sien die sin om 'n naam te verander nie. Bou 'n nuwe naam, nou 'n nuwe plek en noem dit Kamdeboo. Bou 'n nuwe plek, ja. Exactly. Maar hier bou ons nie, Colleen. Hier breek ons af. Het jy nog enigiets anders te, want ek al my woorde is nou weer klaar en ek moet woorde spaar vir die res van die week en vir die naweek wat voorlê. Nee, maar dit voel weer van ons nou net geklaar oor die regering heeltyd. Ek wil nie meer dit doen nie. Maar dis wat ons fucking doen, Colleen. Ons bly in Suid-Afrika. Waar is jy? Waar bly jy? Hallo? Ja, maar het jy iets anders wat oulik is en interessant is? Wil jy op 'n ligte noot afsluit? No pressure. Kom ons kyk. Okay, ja, ek het vir julle 3 interessante feite oor die menslike liggaam. Kan ons dit afsluit? Cool. Kom ons sluit op dit af. Okay, so het julle geweet dat net soos vingerafdrukke. Ek weet nie hoe om hierdie in Afrikaans te sê nie. Ek gaan dit net in Engels lees. Maar net soos jou vingerafdruk wat uniek is vir elke liewe persoon, nê. Ja. So ook every person has a unique asshole print. Did you know that? So as jy nou nog nie my word. Oortuig is net deur jou unieke vingerafdrukke dat jy uniek en spesiaal is nie. Nee, ek wil nie dit weet nie. Ja. Your asshole print is unique to you. Okay, dankie. Ja. So kan imagine, jy weet is nou kunstenaar, dit kan 'n nuwe ding word, soos dat jy kan jou asshole print gaan doen. Ek sien 'n asshole want ek dink poepel print klink net verskriklik, nee. Jou sterfs. In Afrikaans is dit mense dit meer sterfs. Ek weet nie. Ek dink dan 'n ander naam net wat jou nie aan poepel of hol of. Ek hou van of sterfs. Dis mooi. Anus, die mooi Afrikaanse woord is jou anus. Jou anus afdruk. Ja. Ja, ek kan net sien. Jy weet ruk terug was ons daai
vagina monologues. Wat 'n hele kunsuitstalling was van verskillende vaginas, Vrouwse want ek vaginas, daar's nie 'n ja. vagina wat dieselfde lyk nie. Ja, so nou is Ja, ook nie so 'n we can- hol wat dieselfde lyk nie. Daar's nie 'n hol wat dieselfde lyk nie. Nee, hel. Okay. Ja. Okay, dan. The acid in your stomach is powerful enough to dissolve a razor blade, soos 'n menorah. So jou maag kan actually 'n menorah verteer. Ja. En die That's rede daarvoor insane. en hoekom dit so sterk is dat your stomach lining must replace itself every few days to avoid digesting itself. So hy moet vernuwe That's elke paar dae disgusting. sodat That hy is homself nie disgusting. verteer nie. Ja. En as gevolg van dit is hy powerful genoeg om 'n menorah blade te kan verteer. Ek gaan nou nie aanraai probeer dit en fucking sluk 'n menorah blade nie. So ek het verder gaan lees Dis nou hieroor. So eerder jou polse, dis makliker, Ja. moet hom nie sluk So nie. mense wat soos menorah blade sluk of glas of so aan, Mhm. jy gaan dood want die ander dele begin bloei voordat dit Ja, by jou maag by jou uitkom. maag uitkom. Ja. Ja, ek weet dit moet deur jou dun darm gaan en jou slukdarm. Ja. Okay. Okay, laaste interessante weird. feit oor jou wonderlike liggaam. Mm. Vir vandag is dat the average human belly button, jou naaltjie julle, Ja. in jou naaltjie is daar 67 verskillende spesies bakterieë. O, ek het dit al gehoor. Dis disgusting. Yeah, it actually creates an ecosystem similar to a tropical rainforest in jou naaltjie. I think it's beautiful. Kyk hierdie mooi image, Matthys. Daar's 'n Ja, rainforest dit is- in jou naaltjie. Is mooi, né? Ja, dis cute. Dis baie idyllies as mens so daarna kyk, maar ek dink ook net jy moet maar net dis nog 'n ding. Ek wonder hoeveel mense was elke dag hulle naaltjie. Ek dink jy moet dit elke dag was nie. Ja, Want obviously nou kyk, daai nie, want jy moet bakterieë die is 'n goeie ekosisteem ding. op. Ja, jy moet die ekosisteem aan die gang hou, ja. Maar ek meen jy moet hom daarom elke nou en dan was. Ek weet jy kan hom nou nie jy kan hom nie laas jy 6 jaar oud was om gewas het jy hom al vir jou gesê het was agter jou ore en was jou naaltjie nie. Jy moet hom nog Nee, hier daar met verseker jou maar nie. bietjie was. Ek weet jy kan nou nie sif wees nie. Nee, verseker nie, maar jy moet ons nou en dan skoon hou. So ek het al geleer as 'n kind, so elke nou en dan moet jy net 'n eerbad vat en dan vat jy so klein bietjie surgical spirits, dit doen ek nie meer nie, maar ek ons het groot geword in die 90s, dan het jy maar vir jou gesê, vat bietjie surgical spirits en dan maak jy naaltjies skoon. Nou is dit soos ek vat 'n colloidal silver of 'n mineral water of so. Maak jy bietjie die naaltjies skoon. Maar dit moet iets lig wees want daai bakterieë moet die ding aan die gang hou. Onthou in die winter, ek weet nie of jy dit gekry het nie of nog steeds gekry het nie, maar ek onthou altyd in die winter dan op 'n stadium as jy so oor jou naaltjie val, dan val daar sulke goeters uit, soos van al die warm kledingstukke wat nou so begin. Nee, ken jy dit nie? Ja, dit is soos dit gebeur partykeer. As ek volgende weer ene kry sal ek hom vir jou bære en vir jou wys. Ja, dit is soos al die kledingstukke wat soos versamel daar. Dis 'n wolletjie of soos 'n wolletjie. Ja, dis raak so 'n wolletjie dingetjie wat dan aan jou naaltjie weggryp. So ja, as ek weer ene kry sal ek hom vir jou bære. Naaltjies soos poepholle en ander dinge is mos maar ook 'n fascinating ding en vingerafdrukke. Ek is nou nie net vulgair nie. Maar daar is dan 'n sekere dele van die mensliggaam wat net amazingly uniek is. En so 'n naaltjie ook. Ek het nog nooit enigiemand se naaltjie gesien wat dieselfde is. Ek onthou ek het 'n vriendin op skool gehad en sy het hierdie boetie gehad, Pieter. Hy was verskriklik stout. En hy het altyd gesê vet mense. Hy het nooit gesê iemand is vet nie. Hy het gesê daai ou het nie 'n naaltjie nie. Omdat as jou maag vet is, dan pop jou naaltjie uit. Hy het altyd gesê, nee, daai ou het nie 'n naaltjie nie, of daai tannie het nie 'n naaltjie nie. Maar ja, dis unieke dele van mense liggaam. Skrien, los jy nou vir my hier om te dink dat ek het 'n unieke hol, 'n reënwoud in my naaltjie en dat 'n menorah blade my maag gaan oorleeg, maar nie my puls nie. So, ja. Wel dan, daar eindig ons nou op interessantheid. Kyk nou vir jou. Okay. Kyk nou vir jou. Julle. Okay, bye. Kyk toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê daai het vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, en dit is almal net